Goeiedag en welkom. Ons lees weer vandag Lukas 22 vers 46. En hy sê vir hulle: "Wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie." Hier, in die nag van sy grootste angs, vind ons Jesus in Getsemane. Hy weet wat kom. Hy weet die kruis wag. Sy emosies is rou, sy gebed is eerlik. Vader, neem tog hierdie beker weg, maar nie my wil nie, U wil. Hy vra sy vriende, bly saam met my wakker, maar hulle slaap. En Jesus vra, waarom slaap julle? Dis 'n eenvoudige vraag, maar dit sny diep. Hierdie week is ons ingenooi om hierdie vraag ernstig te hoor. Want die disippels het nie net fisies geslaap nie. Lukas sê, dit was hulle droefheid wat tot hierdie slaap gelei het. Hulle harte was swaar. En hulle het nie besef wat regtig aan die gebeur was nie. Dat God se verlossingsplan besig was om te ontvou voor hulle oë. En ons ken hierdie slaap. Ons het dit hierdie week ontdek weer in ons eie lewe. Dis die slaap van moedeloosheid, van oorweldig wees, van hartseer, wat jou laat afskakel. Maar ons is weer eens herinner dat dit daar is, juis daar is, waar Jesus ons roep. Word wakker en in daardie omstandighede bid. Want as ons wakker is, verander alles. Deur hierdie week het ons 3 belangrike bewegings vir wakker word en bewus leef geleer. Nommer 1, dat Jesus ons in 'n nuwe gewoonte van leef innooi. Jesus gaan volgens sy gewoonte na die Olyfberg. Daar is 'n ritme in sy lewe, 'n plek waar hy stil raak, waar hy bid, en hy nooi sy disippels om dieselfde te doen. Nie net vir 'n kort oomblik nie, maar om in volharding saam met hom te waak. In jou lewe, het jy al so 'n wakker bly gewoonte? 'n tuin, 'n stil plek, 'n ritme van gebed en bewus bly en bewus word. Hierdie dinge is nie wettiese pligte nie. Dit is net 'n uitnodiging om waaksaam te bly vir God. Jesus roep ons ook tweedens om bewus te word van die onsigbare dinge. Ons kan onsself blind staar in die pyn. Jesus maak ons bewus van God se verlossingswerk te midde van die pyn. Ons voel omring met donker, maar Jesus maak ons bewus van die lig wat besig is om deur te breek. As ons geestelik aan die slaap is, mis ons wat regtig gebeur. As ons wakker word vir 'n groter realiteit van die Vader wat werksaam is, nie net in die huidige oomblik nie, maar in al die oomblikke van jou lewe, selfs in die moeilike oomblikke, dan kan God ons ook in daardie oomblikke deur genade vorm. Laastens het ons hierdie week bewus geword dat Jesus vir ons wys hoe om ons eie harte werklik raak te sien. So ons lewe met hierdie onsigbare dimensie waarvoor ons moet wakker word. En ons word uitgenooi om bewus te wees van die dimensies in ons eie harte. Die droefheid, die vrese van vriende wat ons nodig het om saam met ons te waak en hulle daag nie op nie. Ons word genooi om bewus te wees van God se teenwoordigheid in die pynlike oomblikke, selfs al laat mense ons in die steek. Jesus nooi ons om uit al die egtheid en eerlikheid met hom te gesels oor die toestand van ons harte.
Oor elke emosie kan ons met vrymoedigheid met Jesus praat, soos wat Jesus vir ons gedemonstreer het, daar in Getsemane. Wanneer ons wakker word vir God, word ons wakker vir onsself, vir wat aangaan in ons eie innerlike wêreld. Al die vrese en begeertes, ons ware wil. Jesus bid nie net, U wil geskied nie. Hy bid dit eers nadat hy eerlik gedeel het, wat hy self voel. Om wakker te wees, is om ten volle mens te wees, en dit na God toe te bring. So wat sê Jesus vir jou vandag? Miskien het jy die aanmoediging nodig van die woorde, staan op, bid, word wakker. Jy is moeg, ja, maar jy is nie alleen nie. God is hier, die Vader is hier, die Seun is hier, die Heilige Gees is hier. Al lyk dit donker, is verlossing besig om te gebeur. Om wakker te wees, is om in die donker te bid en tog te weet, die son gaan opkom. En so net waar jy is, dink aan hierdie week, en hoe Jesus met jou gepraat het in die oordenkings en die skrif van hierdie week. Hoe het dit vir jou duidelik geword, dat hy by jou is. Here, ek vra vir die genade, van 'n diep bewussyn, van U teenwoordigheid in my lewe. Genade, genade, ek vra vir die genade van 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid in my lewe. Genade, ek vra vir die genade van 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid in my lewe, van 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid in my lewe. Genade,